Hartlik goeiemôre op hierdie donderdagoggend, die 17de April. Ons nooi almal uit om ook vanaand dan die donker nagmaal by te woon. Dit sal in die saal wees en al ons dominees as leraarspan sal deel hê aan hierdie geleentheid. Geliefdes, die diens begin vanaand reeds om 7:00 en as u 'n lekker gemaklike plekkie sou wou hê, kom maar so klein bietjie vroeër. As daar mense is wat nie graag in die aand wil ry nie, kyk of julle dalk in groepies kan saamry, sal lekker wees om ook die saal sommer vol gelowiges vanaand te hê, wanneer ons hierdie mooi geleentheid, maar ook diep rakende emosionele geleentheid met mekaar kan deel vanaand. Ons gaan vanoggend voort met die kruisiging en alles rondom die kruis soos ons dit verstaan. Nou die vraag vanoggend op ons lippe is, hoe presies is Jesus gekruisig? Presies hoe Jesus gekruisig is, weet ons nie regtig nie. Die Bybel gee nie vir ons presiese detailprentjie van sy kruisiging nie. Wat die Bybel wel vertel, is dat Jesus voor die tyd sy eie kruis gedra het. Presies wat dit beteken, is ook nie 100% duidelik nie. Dit kan beteken dat Jesus die dwarsbalk gedra het, wat later aan die kruis vasgemaak is. Dit kan ook beteken dat hy die hele kruis gedra het. Presies hoe die kruis gelyk het, dis is ons ook nie seker van nie. Dit kon 'n kruis gewees het, soos die 2 balkkruise, waaraan ons deesdae dadelik dink wanneer ons die woord kruis hoor, maar dit kon ook net een regop paal gewees het. Ons is nie seker nie. Die Bybel sê verder dat Jesus saam met 2 ander misdadigers op Golgotha gekruisig is en dat die soldate sy hande en voete met spykers aan die kruis vasgekap het. Die Bybel sê ook dat van die ander mense Jesus gespot het terwyl aan die kruis gehang het en dat hy op 'n stadium uitgeroep het na sy Vader, my God, waarom het U my verlaat? Dit lees ons dan Matteus 27:46 en dan uiteindelik het hy teen 3:00 die middag gesterf. Hoekom vertel die Bybel nie vir ons in presiese detail hoe Jesus gekruisig is nie? Die een rede is dalk dat die kruisiging so 'n wrede gebeurtenis was, dat die mense destyds nie graag al die detail oor vertel het nie. Net om te sê iemand is gekruisig, sou vir die meeste mense oorgenoeg inligting gewees het. Hulle sou in hulle gedagtes 'n presiese prentjie kon skep van die aaklige gebeure. Die ander rede is dat die Bybel belangstel in die betekenis van Jesus se kruisiging. Dit gaan nie net daaroor dat Jesus gekruisig is nie, maar oor wat sy kruisiging vir ons behoort te beteken. Daarom beklemtoon die skrywers van die Nuwe Testament nooit al die gruisame detail nie, maar praat hulle liewe oor watter wonderlike betekenis die kruisiging van Jesus het vir jou en vir my wat in hom glo. En daarom, op hierdie donderdag, raak ons diep bewus daarvan, dat die kruisiging se betekenis en dit wat daar agter lê, vir jou en vir my diep aan die hart moet raak. En mag ons dan in hierdie oggend uitsien om as gelowiges, as geloofsgemeenskap vanaand, saam die tekens te gebruik van Jesus se liggaam en bloed, wat vir ons dan hierdie betekenis op 'n nog dieper manier kom openbaar. En mag God deur sy Gees hierdie donderdag vir jou kom heilig, en mag die diep betekenis van Jesus se offer opnuut weer vir jou daaraan herinner, dat daar geen groter liefde op aarde is, as die liefde wat God deur sy Seun Jesus Christus vir jou en vir my het nie. Aan hom die lof en die eer en die aanbidding. Amen.